Wat is die eerste ding wat ons gewoonlik wil doen wanneer dinge regtig moeilik raak? Ek dink die meeste van ons wil weghardloop. Ons wil hê die situasie moet stop. Ons wil hê die omstandighede moet verander. Maar stel jou voor, Jesus kyk na jou terwyl jy deur die diepste donkerste vallei gaan. En hy sê nie, ek gaan die storm wegvat nie. Ek gaan die omstandighede verander nie. Nee, in plaas daarvan sê hy net vir jou, moenie bang wees nie. In Openbaring 2 skryf Jesus aan 'n kerk wat op die punt gestaan het om deur hel te gaan. En hy gee vir hulle 'n belofte wat vandag nog vir ons krag gee om te volhard. In gister se boodskap het ons gesien hoe Jesus vir die kerk in Smyrna gesê het in Openbaring 2 dat hy hulle armoede en hulle verdrukking ken. Maar dinge was op die punt om vir hulle nog baie erger te word. Hoor net wat sê Jesus in Openbaring 2 vers 10. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Wag so 'n bietjie. In plaas van dat Jesus beloof dat die situasie gaan verbeter, dat die omstandighede gaan verander, sê hy vir die gemeente, julle moenie bang wees nie. En sê hy vandag nog vir gelowiges, miskien vir jou wat na die boodskap luister, moenie bang wees nie. So hoekom sê Jesus vir sy kinders, vir sy kerk, wanneer dit swaar en moeilik gaan, ons moenie bang wees nie? En wat beteken dit? In die eerste plek, ons moet daarin vashou en ons kan in hierdie verse sien dat dit beteken ons beproewing het 'n vervaldatum. Jesus sê vir die gemeente, hulle sal vir 10 dae lank swaar kry. In die Bybel staan 10 dae vir 'n beperkte tyd. Ja, die vyand dink hy die finale sê, maar God stel die grense. Die storm waarin jy jou dalk nou bevind, gaan nie vir altyd duur nie. Dit het 'n beginpunt en ook 'n eindpunt. Daardie donker waarin jy jou nou bevind, daardie moeilike omstandighede waarin jy nou is, dit het 'n eindpunt. Dit gaan nie vir altyd duur nie. Hou daarom vas en moenie bang wees nie. Dit beteken ook wanneer Jesus hierdie woorde vir ons sê, dat die teestander jou geloof wil breek, maar dat God ons geloof juist toets en dit versterk deur daardie omstandighede wat ons deurgaan. Die duiwel wil ons swaar kry in ons lyding gebruik om ons te laat twyfel, maar God gebruik daardie selfde omstandighede, daardie moeilike omstandighede, daardie swaar, om ons geloof te toets en om ons geloof te groei. En moet ook nie bang wees nie, want die beloning wat God vir ons gee, weeg swaarder as die stryd. In die antieke stad Smyrna het wenners in die atletiekspele 'n krans of 'n kroon gekry wanneer hulle gewen het. Maar die volgende dag dan was daardie kroon, daardie laurierkransie so 'n bietjie verwelk gewees en 'n paar dae later was hy sommer net verdroog. Maar Jesus beloof vir ons 'n kroon van die lewe, 'n ewige oorwinning wat nie gaan verwelk nie, wat nooit gaan verdwyn nie. Die beloning wag. Hou daarom vas en moenie bang wees nie. Van die gemeentelede in Smyrna het letterlik in 'n tronk gesit. En miskien voel jy vandag asof jy in 'n geestelike tronk sit. Miskien kry jy baie swaar by die werk. Dalk het jy slegte nuus oor jou gesondheid gekry. Of dalk is daar 'n verhouding in jou lewe wat net op die rotse is. En die druk voel vir jou op die oomblik te veel. Jesus se boodskap vir jou vandag is nie dat die lewe altyd maklik gaan wees nie. Sy boodskap is, daar is 'n doel. En daar is 'n grens aan jou swaar kry en daar is 'n kroon wat op jou wag. Bly getrou. Want hierdie beproewing wat jy nou deurgaan, gaan tot 'n einde kom. En God wil dit gebruik en God is besig om dit te gebruik om jou geloof te groei. En onthou, die beloning wag, die kroon van die lewe. Here, baie dankie dat U so duidelik vir my vandag sê, ek moenie bang wees nie. Dankie dat ek weet wanneer ek deur 'n beproewing gaan, dit 'n vervaldatum het. Dankie Here dat ek weet, U sal dit gebruik, U sal die swaar in my lewe gebruik, juis om my geloof te groei en om dit sterker te maak. En Here, baie dankie ook, dat ek weet, daar wag 'n oorwinnaarskroon op my. Daarom loof en daarom prys ek die groot en wonderlike naam. En ek bid nou vir elke een wat swaar kry, vir elkeen wat uitkoms nodig het, dat U hulle sal aanraak, Here, met U teenwoordigheid en dat U hulle sal deurdra deur hulle beproewing, tot eer van U naam. Amen. As hierdie video jou versterk het, druk die like knoppie, deel dit met iemand wat dalk op die oomblik deur 'n moeilike tyd gaan, en onthou om te subscribe as jy nog nie het nie, en word 'n member van die kanaal as jy nog nie is nie, en onthou, hou moed en bly getrou.